Right, kom ons bid saam. Here Jesus, U is die groot argitek van die heelal, van lewe, die komponente van lewe in ons biologiese wêreld het U saamgestel. Here, in die letterwerk wat U gebruik het, en die asem wat U daarin gesit het, het dit lewe gegee. En so staan en sit ons vanoggend ook, Here, met 'n letterwerk in ons, wat ons op hierdie oomblik sigbaar maak. Omdat in die kombinasie het U vir ons gekombineer met koolstof, met 'n magdom van letterwerk en syferwerk, waarin U asem geblaas het, om tot stand te bring dit wat ons vandag is. Here, ons gryp ons koppe vas, die bietjie wat U vir ons die venstertjies oopmaak, om te sien, wat geen mens nog gesien het met sy blote oog nie. Here, dat ons wandel, baie meer daarin steek, as waar het op die oog aflyk. Ons keuses, ons besluite, ons handel en wandel binne in ons dagtake, binne ons huwelike, binne in ons gesinne, in ons families, by ons werk, op die paaie waar ons is, dat daar eintlik 'n kompleksiteit, 'n geweldige aktiwiteit van koninkryke besig is om te gebeur. En die woord sê vir ons duidelik dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede en magte en heersers van hierdie wêreld, en spiritual wickedness in high places. En dat U dit alles inwerk in U skrif, sodat ons deur die skrif kan verstaan wat U van ons verlang, hoe ons 'n oorwinne lewe kan lei. Dankie, Here, dat U deur U eie Gees U woord ontsluit, sodat ons iets van dit wat besig is om te gebeur, dan verstaan. Help ons dat ons vanmôre met die arms van ons harte, ons gees, ons siel, ons wil, U woord sal gryp. U woord sal koester. U woord sal soen. En dat U woord ons sal soen. En dat ons U handdruk sal gryp en sal voel. Want U het 'n verbond met ons. U het 'n verbond met ons gesluit deur die lam wat U geslag het. En hierdie verbond is in bloed gesluit. Nou sê vir U dankie, 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 Here. Werk in ons, werk deur ons. En laat U koninkryk kom. U wil geskied. U naam geheilig word. In en deur die prediking van die woord. In Jesus se naam. Amen. As ek dit reg getel het, dink ek is die 13de boodskap oor die brief van Kolossense, wat Paulus vanuit 'n posisie van gevangenskap skrywe. En as ek die gemoed en die gees van Kolossense optel, dan is dit vir my 'n groot getuienis van hoe Paulus in omstandighede waar hy eintlik menslik gesproke depressief en wanhoopig moes gewees het, skryf hy met soveel hoop
en krag, wat hy ander Christene krag gee, die Heilige Gees, en ons onderrig vandag, van hoe ons moet lewe. Nou, ons was besig in Kolossense 3, en ek het vir u gesê, die hoofthema van Kolossense hoofstuk 3, vers 1, tot en met hoofstuk 4, vers 6, is daar een groot tema. Ons kan natuurlik opverdeel in kleiner temas, maar om dit nie te tegnies te maak nie, sê ons dat die hooftema in hierdie paar verse, in hoofstuk 3 en dan 4 tot 6, gaan oor heiligmaking. Die issue, wat baie keer 'n geweldige issue is, tussen kerke en mense. Hoekom weet ek nie? Want die Bybel is verskriklik eenvoudig en duidelik oor hoe dit en wat die elemente van heiligmaking is. En dis waarom ons dit in detail bestudeer en niks probeer oorslaan wat sleutel begrippe is nie. Ek sal hierdie paar verse wat ek nou vir u gesê het, heiligmaking is, sal ek ook sê, ons kan gesê het, nuwe lewe in Christus, teenoor die ou lewe, word duidelik hier uitgebeeld en uitgedruk. Miskien moet ek vir ons net die verse lees, dat ons 'n algehele beeld kry. Het vat tyd om hierdie goed te lees, om hierdie verse te lees. Miskien moet jy by die huis gaan lees. Moet ons dit lees? Kom ons lees dit. Kom ons lees dit. Hoofstuk 3 vers 1 tot en met hoofstuk 4 vers 6. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walked sometime, when ye lived in them. But now ye also put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Put on therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also ye do. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father by him. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, be not bitter against them. Children, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Servants, obey in all things your matters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Jesus, the Lord Christ. But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done, and there is no respect of persons. Masters, give unto your servants that which is just and equal,
knowing that ye also have a master in heaven. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving, with all praying also for us, that God would open unto us a door of utterance to speak of the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I may make it manifest as I ought to speak. Walk in wisdom towards them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Ek het vinnig gelees. Ek wil vir u sê, ek wil eers vir u vra, waar kom prediking van die woord vandaan? Is dit nou maar 'n ding wat die heidense kerk ingebring het na Jesus se opstanding of waar? Kom ek sê vir u, eenmal 'n week op Sabbat het die mense bymekaar gekom. En dan, wanneer die diens begin, het die rabbi die skrif laat haal, die skrifrolle laat haal by die voorkant van die kerk. Soos wat die mense ingekom het, was daar 'n plek waar die woord gebeere was. Dan moes die woord gaan haal geword het en gedra word en hoog gehou word tussen die mense deur. En die mense het dan die woord deur skrouls aangeraak. As hulle dit probeer aanraak, eintlik moet hulle gebeds wat noem jy dit, daai gebedskleed van hulle. Hulle dan die woord aangeraak. Die woord het die hoogste gesag gehad. Aangeraak. En so het hulle deur die mense beweeg met die woord vorentoe laat kom. Dan het die rabbi iemand in die gemeente laat geroep en gesê, sal jy asseblief vir ons uit hierdie en hierdie skrifgedeelte lees. Dan was die skrif, dan was hy oopgerol gewees en daai persoon het dit gelees. En na hy het gelees het die rabbi die skrouls gevat, sy rug gedraai na die mense toe en die skrouls, die geskrewe kant opgehou na die mense dat hulle die geskrewe woord kan sien. En derentyd het die mense met jubeling en met vrees die Here gedank vir die woord en vir die skrif. En dan was die skrif weer opgerol en agtertoe geneem en gebeere. En dan het die rabbi eksegese gegee van die skrif wat gelees is op daai dag. 'n preek gegee, 'n hele diens gegee daaroor. Soos absoluut skriftuurlik om die woord op die manier met mekaar te deel. Dis nie sommer net 'n dingetjie wat ingekom het nie. Wanneer die skrif gelees was, het die mense met vrees en bewering geluister. En wanneer die skrif opgelig was, het die mense met vrees en bewering daarna geluister. En wanneer die eksegese, die sermon, die boodskap gebring was, was dit 'n uitsetting, 'n uiteensetting, 'n eksegese van dit wat gelees is. Met ander woorde, ons het nog nooit afgewyk van die patroon wat die Here vir ons duidelik wys in sy woord nie. En daarom sê Paulus vir Timoteus op 'n stadium, jy moet die woord lees as julle by mekaar kom, moet julle die woord lees. Die woord het die hoogste gesag. Nie die gees nie, die woord. Die gees is van uiterste belang, maar die gees moet op die woord kom rus. En die gees word alleen gedefinieer en geherken deur die woord. OK. So kom ons kyk, wat sê Paulus en wat sê die Here vir ons hier? In hoofstuk 3 vers 5 is waar ons min of meer laasweek was, die laaste keer was. Ek gaan dit net gebruik as 'n springboard van daar af, en dan gaan ons van daar af verder vorentoe. Die Here sê hierso vir ons, mortify therefore your members which are upon the earth. Dan noem hy 5 gekoppelde sondes. Dan eindig hy daai vers en sê, which is idolatry. En is duidelik die manier en die woorde wat die Here daar gebruik, wat ons 'n bietjie na gekyk het,
is dit duidelik dat daai sekssondes is sondes wat nie noodwendig altyd in dade oorgaan nie, maar dit sluit in sekssondes wat in gedagtes gepleeg word, in die hart gepleeg word, en hy sê, dit is gelykstaande aan afgodery. Hy sê, dit is afgodery. En hoeveel keer kry ons vandag nie in die kerk van die Here Jesus Christus, dat mense en pastore, en mense met ampte, sit met dinge wat in hulle koppe aangaan, wat nie oënskynlik is nie, wat nie sigbaar is nie, maar ook in afgodery is. En u en ek moet duidelik daarvoor waak en bid en dit hanteer soos die Here vir ons leer uit sy woord uit wat ons daarna vandag gaan kyk. Wanneer hy sê mortify, beteken dit maak dood hierdie dinge wat in jou kop en in jou hart opkom. Die Afrikaanse vertaling, die 1933 sê, maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Dit is die woorde wat gebruik word. Nou daai lede wat op die aarde is, beteken julle aardsgebondenheid. As gevolg van aardsgebondenheid is daar sekere behoeftes, sekere begeertes wat opkom in jou hart, want jy en ek is aardsgebonde. Dit gaan opkom in jou hart en dit gaan jou treiter, dit gaan na jou toe kom. Hy sê wat jy moet doen is, maak daai dinge dood. Daai woord aardsgebonde, wat julle lede op die aarde is, beteken ook wêreldsgebondenheid. Ons is wêrelds. Ons is gebore, ons is wêreldsgebore. Ons ken die beginsel, ons is in sonde gebore en ontvang. Ons het baie al gehoor. Daardie wêreldsgebonde beginsels, waar alles gaan oor self en selfverryking, hebsug, selfsug en trots. Al hierdie goed is aardsgebonde goed. Dit is wat daai frase beteken, waar hy sê, dat julle lede wat op die aarde is. Dis waarna het verwys. As hy sê, mortify therefore your members. Maak dood julle lede. Dit kom nie so mooi duidelik uit nie, maar hy sê, daarom maak dood julle lede wat op die aarde is. Waarom? As ons onthou, as ek jy herinner aan die vorige verse wat ons na gekyk het, om watter rede? Omdat hy daar sê, hy sê daar in die vorige verse wat hy vir ons gesê, duidelik gesê, omdat daar 'n oordeel kom, daar's 'n dag van oordeel, daar's 'n wederkoms van die Here, en hy het gesê, omdat julle in Christus versteek is. Die oomblik toe ek en jy Jesus Christus gekies het as ons meester. Ek gebruik spesifiek daai woord meester. Hy wil die meester wees van jou binnewêreld, van jou en my gedagtes, van die manier hoe ek en jy dink en praat hier in ons binnewêreld met onsself. Hy wil die meester daarvan wees. Hy wil die koning daarvan wees. Hy wil daar in beheer wees. Dit is die sentrum in jou lewe waar hy wil beheer hê. Hy sê, om daai rede, maak dood die dinge wat dit probeer weerstaan, wat dit probeer teenstaan, en wat Christus op die troon van jou hart, op die troon van my hart, probeer afkry. Verskoon my net. Dan gaan hy aan, in hoofstuk 3 vers 6, so hy sê, laat ek dit aan mekaar lees, mortify therefore your members, which upon the earth, dan noem hy sê, which is idolatry, for which things, vers 6, for which things sake, the wrath of God cometh on the children of disobedience. Nou hierdie roede van God, hierdie wrath of God, wat is die woord wat gebruik word? As jy gaan kyk na die Hebreëse woord, is dit die woord koron af. K-H-A-W, koppelteken R-O-N-E, koppelteken A-F. Koronaf. Dit is die woord wat gebruik daarvoor, die wrath of God, die roede en die woede van God. Waarop is sy roede gemik? Nie op die sondaar nie, maar op die sonde. En ons moet dit baie duidelik verstaan, op die sonde.
Nou wat is daardie wrath, daai woord wat ek vir u gesê het? Daai wrath beteken dit. Dit beteken die vurige asem van God wat by sy neusgate uitgeblaas word. Wat die potensiaal het om die wil van die mens te buig. Al wil die mens nie. As ons die hel gaan bestudeer, wat die woord van die Here vir ons inligting gee oor die hel met al sy verskillende lae en vlakke wat mens kry in die hel. Dit wat die vuur gaan wees in die hel, is die asem wat uit God se neus geblaas word, om die wat nie wou buig voor hom nie, te laat buig, en te erken dat hy die Here is. Dis waarom Filippense 2 sê, elke knie sal buig, elke knie. Dit beteken, wat was, wat kom, wat nou is, Antichrist, Lucifer, maak nie saak watter demoon, en watter engel nie, en watter mens nie, en watter heerser nie, elke knie sal buig, en elke mond sal bely, dat Jesus die Christus is. Maar dan gaan dit wees, dat hulle harte, dat hulle wil gebuig sal wees, onder God se asem, onder sy wrath, hulle gaan dit erken, maar hulle gaan aan daai posisie bly, hulle gaan nie verlos wees, van dit wat hulle gekies het, in tyd nou nie. So ja, die Here het die vermoë, om jou en my wil te buig, as ons sê, Here, buig my wil, want ons kan nie binne in onsself ervaar, in sekere aspekte is ons wil verskriklik sterk en veerkragtig. Ons dink hy het gebuig, maar as ons weer kan kry, dan is hy terug waar hy was. Kan ons sê, Here, buig my wil. Ek wil hê eendag dat u met u woede en u roede moet kom en my wil buig en dat ek in elk geval gaan bely dat u koning is en dat u Here is en dat u die Allerhoogste is en dan nie u guns ervaar nie. So dit is daardie woord wrath. Die 33 vertaling sê daai deeltjie, hy sê waardeur die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom. Hoekom kom die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid? Omdat daar sondes is in ons gedagtes en ons harte, ja, en deur dade en woorde, maar dat dit gedeel moet word, omdat God voorsiening gemaak het daarvoor. En as ons nie die voorsiening wat hy gemaak het, vir jou en my gebruik nie, om gered te word, en met wilskeuse te erken dat hy die Here is nie, gaan daar 'n dag kom wat sy wrath gaan kom, en dan gaan almal in elk geval buig, en erken dat hy die Here is. Dis die woord wat die Here hier deur Paulus gebruik as hy met ons daaroor praat. As ons na vers 7 gaan kyk, hy sê daarso, laat ek net vers 6 lees, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, dubbelpunt, nou verduidelik hy, in the which ye also walked sometime when ye lived in them. Nou ja, hy sê wanneer ons, when we walked and lived in them. Wanneer hy daarna daai woord walk and lived verwys hy na, as jy reg onthou, the rudiments of this world. Dis die vorige frases wat ons na gekyk het. Wanneer ons funksioneer en wanneer ons werk en dink en praat en in ons huwelike en in ons huise en by ons werke en wanneer ons in die kar sit in die verkeer. Hy sê, moenie maak en dink soos die wêreld nie, wat self op die troon het en waar dit oor self sy plesier gaan en sy wil gaan nie. Hy sê, want julle daar voorheen daar gewandel, toe julle 'n horisontale lewe gelei het, net 'n horisontale lewe. Kan jy onthou toe jy net 'n horisontale lewe gelei het? Ek kan dit baie goed onthou. Ek het die ander dag probeer uitwerk. Dis omtrent 38 jaar terug. Wat die Here vir my gesê het, wow, jou lewe bestaan uit 'n horisontale lewe uit. Dit gaan net oor jou. Daarom is jy so mislik.
Dit gaan net oor wat met jou aangaan en wat mense nie vir jou doen nie en dat jy moedeloos is en dat jy nie die lig sien nie en dat jy nie weet waaroor alles gaan nie. As jy jou knieë voor my buig en my oplig, sal ek jou leer dat die wêreld en die lewe gaan by uitnemendheid oor ver meer as dit. Dit gaan oor my, oor die Here Jesus Christus wat op die troon is. As ons nou gaan kyk na daai woord walk, as ye walked, want ons moet verstaan, elke woord wat gebruik word is 'n woord met 'n boodskap vir ons. Nou kom ons gaan kyk net gou na daai woord walk. Daai woord, want hy het gesê jy het gewandel daarin en jy het gelewe daarin. Nou moet ek kyk, wat is daai woord wat gebruik word sodat ek my kan onderskei daarvan. In my keuse om die Here te dien sodat ek my kan onderskei. Daai woord walked sien ons wat ons daar in hoofstuk 3 van Kolossense vers 7 kry. Ons gaan nou kyk in Efesiërs kry ons ook daai woord. Ons kry daai woord gebruik Paulus baie kere. Dis die woord tolak, T-A-W koppelteken L-A-K, tolak. Tolak kom in die woord holak is woorde wat by mekaar hoort, H-A-W koppelteken L-A-K, holak. Wat beteken dit? Alright, dit beteken when you do not walk with Aleph on the throne. En die woord walk, gaan ons nou kyk, beteken nie, it's not a mechanical walk, wanneer jy net jou litte roer en jou bene gebruik om te loop nie. Daai walk beteken, jy loop hier in jou gedagtes, terwyl jy hier sit, is jy besig om te loop. Jy is besig dat jy gedagtes gaan oploop. Nee, dit is wat praat. Jy gaan oploop met 'n sekere gesprek, en met 'n sekere gevoel, en met 'n sekere ding. Dis van daai loop wat hierdie woord holak van praat. So hy praat nie van fisies wandel alleenlik nie, hy praat van daai dieper wandel, daai binnewandel, praat hy van. En hy praat hier van wanneer jy en ek nie vir die Here Jesus Christus op die troon sit in ons harte met dit waar jy nou loop nie. Dit waarmee jy nou besig is. As Christus nie op die troon is nie, dan sê hy, dan moet ons terugkeer. Moet ons repent, moet ons terugkeer. Met ander woorde, wanneer jy jou eie planne, jou eie idee, dan is die woord idolatry, die kernwoord daarvan is idol. Wanneer jy en ek ons eie idee op die troon het, en jou eie idee volg, en toelaat dat jou eie idees wat nou in jou hart is, in beheer is, en nie Christus op die troon sit nie, dan sal u weet, dit is 'n verskriklike, intense wandel met die Here, want daar's gedurig goed, wat 'n kompetisie is met Christus wat op die troon sit. Daar's altyd jou gedagtes en my gedagtes en jou gevoelens en iemand anders se gevoelens en jou idees en iemand anders se idees wat kompeteer met Christus wat op die troon sit, om die troon en die beheer van denke oor te neem in jou en my lewe. Right, so, laat ek vir u die definisie lees wat ek hier neergeskryf het van die woord walk. It's not mechanical walk, but an inner walk, a walk by habit. En daai woord habit, a walk by habit, hoe dink jy gewoonlik? Hoe dink jy altyd? Hoe het jy altyd gedink? Die Here sê, as Christus op die troon is, van daai manier van dink nie, kry self af, maak hom dood. En daai woord maak dood, het ons laasweek tyd aan spandeer, dit beteken kruisig hom. En jy weet, jy kan jouself nie kruisig nie. As jy so ver gaan kry is om 'n spykertjie hier teen jou hand te sit en net een houtjie te gee, dan gaan jy kerm. En hy gaan kerm, ons gaan die hamer weggooi en die spykers weggooi. Maar die Here stuur Romeinse soldate om te kruisig. Die Here het maniere. As jy sê, Here, daai vlees van my, daai ding wat ek so mee sukkel, wat my gedagte rigting oorneem, wat my selfsugtig maak, en wat ook al, wil u dit kruisig in my lewe. Ek wil dit nie hê nie. Maak dit dood in my lewe. Dan, die Here doen dit. U weet self.
Ons hou nie altyd daarvan, wanneer die Here ons in daai situasie sit, wanneer die dood toetree nie. OK. Hy sê, you walk in the vanity, né? Vers, kom ons gaan blaai saam met my na Efesiërs 4 toe. Ons gaan nou net kyk na hierdie wandel, omdat dit 'n groot deel van ons dag tot dag lewe uitmaak. Ons wandel. Ons gedagtes gaan op loop, ons gedagtes loop. En dan gaan ons kyk na Efesiërs hoofstuk 4. Ons gaan nou na 'n paar versies in Efesiërs 4 kyk, dan gaan ons teruggaan na Kolossense toe, dan gaan ons terugkom na hoofstuk 4 toe. So u kan die plek by hoofstuk 4 hou, as ons nou 'n paar opmerkings gemaak het daaroor. Efesiërs hoofstuk 4, vers 17, tot en met vers 27. Maar ek gaan nou net vers 17, 18 en 19 lees vir u. Efesiërs 4, vers 17, 18 en 19 gaan ek nou vir u lees. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk, not as other Gentiles walk. Hoor u, die Here praat met ons. En hy sê vir ons, ek wil nie hê julle moet wandel soos wat die ongelowiges wandel nie. Sien nie, hy sê dit. Met ander woorde, die implikasie is, of wat dit impliseer is, dat die Christene in Efese, baie van hulle het gewandel, soos die heidene wandel. Nou sê hy vir hulle, ek wil nie hê julle moet so wandel nie. So hy sê so, that ye henceforth walk not, dat julle van nou af nie meer wandel, soos ander heidene wandel, in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being, present continuous tense, being alienated from the life of God, through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who, being, present continuous tense, past feeling, have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Right. Kom ons gaan net stap vir stap, kyk ons na 'n paar sleutelbegrippe. Ons het daai woord walk, het ons gedefinieer. Dit beteken, moenie uit gewoonte uit aanhou dink soos jy dink nie. They say it's not a mechanical walk. It is to walk by goal. To walk by goal. Looking carefully for every step. So that every step, elke stappie, hoe jy dink, in ooreenstemming is met die doel wat jy wil bereik. So wat is jou en my doel? Jou en my doel is om Christus, Jesus, met ons hele hart, met ons hele verstand, met al ons krag, lief te hê. Om sy bruid te wees. Om gereed te wees wanneer hy kom. Dis ons doel. Nou sê hy, jou wandel moet van so aard wees. Elke stappie wat jy dink, hoe jy dink, hoe jou denke loop, moet wees met dit in gedagte. Elke keuse met dit in gedagte. Ander manier om dit te stel is, jy erken dat hy Alef is, met ander woorde dat hy die bron is, dat hy die oorsprong is, dat hy die skepper is, dat hy in beheer is van alles, met dit in gedagte, moet my gedagtes, my elemente van my denkwyse, moet tog daai bestaan, moet daarna toe gerig wees. En die Christene het nie, almal van hulle het nie gedoen nie, hulle het nie so gewandel, en daarom sê Paulus vir hulle, hou op, moenie dink soos die heidene dink. Hy praat daarvan, vers 17 sê, 4 vers 17, walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Nou wat is daai woord vanity? In the vanity of their mind? In die 33 vertaling sê, verdwaasheid van hulle gemoed, hulle wandel in die verdwaasheid,
dwaasheid van hulle gemoed. Hulle is verdwaas oor hulle eie gemoed, dit wat in hulle gemoed is. OK, daai woord vanity, of verdwaasheid, kom van die begrip af dat die feit dat Alef, dat God nie op die troon gesit word nie. Dan begin ek en jy oor vanity dink. Dan begin ons denke vanity raak. Dan begin ons denke doelloos raak. Wanneer Christus op die troon is, dan begin ons denke doelgerig raak. Die manier van redeneer raak dan doelgerig, want dan weet jy, dit is ten opsigte van hy wat op die troon sit wat ek dink. My idees wat ek formuleer, sit ek met herkenning van hy wat op die troon sit. OK, so daai woord vanity beteken doelloos. Hy sê, moenie loop asof jy doelloos is nie. Hy praat van the vanity of their minds, or our minds, for that matter. Daai woord mind is die woord labe, L-A-B-E. En dit beteken die senterpunt van jou wese, waar jou gemoed bepaal word, omdat jy op 'n sekere manier dink. So dit sluit in, your thinking, your reasoning, en so aan. En 'n wetenskaplike en 'n Bybelse feit, is dat jou en my gedagtes ons denke, met ander woorde ons thoughts, eindig en word baie duidelik deur ons feelings. Die Bybel leer dit vir ons oor en oor. Met ander woorde, jou gemoed. Nou, hoeveel keer vang ons onsself nie dat jou gemoed vir jou sê, hoor hierso, jy is besig om verkeerde doelwitte na te jaag. Jy het iets of iemand anders op jou troon van jou hart. Dis wat jou gemoed vir jou moet sê. Jou gemoed vir jou moet vir jou dadelik sê, slaan brieke aan, begin jy in jou hart, die Here op die troon sit, begin sê, dat hy op die troon is, dat hy in beheer is, dat hy is die fokuspunt, alles gaan op die ouene oor hom, en dat jy sy leiding wil hê, en dat jy wil hê hy moet jou beheer, en bestuur, en beset, en besit. OK? Want u sien, die labe, het ek vir u gesê, ek het ons vir u gesê, hierdie is die woord, daai woord, vanity of your mind, die labe, leer die woord vir ons, is gekoppel aan die leibab. Dit beteken die liefde, die liefdes, sentimente, emosies, sentimente, opinies, tradisies, wat jou en my lewe beheer. Soos ek die lovers in my lewe mee wil deel. En nie die lewe gaan oor die lovers in jou hart, in my hart. As jy en ek sekere affiniteit het vir sekere tipe manier van optrede en denke en gedagtes, manier van redenering, dan, dit is wie jy is. En wanneer u en ek doodmaak die dinge wat dit teestaan, dat Christus op die troon sit, dan begin ons liefdes word dan aangeraak. Dan borrel daar 'n klomp goed op wat jy besef, maar jy wil nie regtig graag ontslae raak van hierdie goed nie. Jy wil nie regtig hê die Here moet hierdie goed doodmaak in jou lewe nie, want jy hou daarvan. Daar is sekere goed wat ons van hou. Ek het al vir die Here gesê, Here, ek hou regtig van hierdie manier van hoe ek hierdie ding doen. Dis lekker om iemand se oë te sien omdop as jy sy nek omdraai. Of wat ook al. Maar dis nie reg nie. Dis nie jou karakter nie. Dis nie jou natuur nie.
werk asseblief in my die wil, om te wil verander, en verander my. Want ek het jou ten doel. Jou koninkryk gaan staande bly tot in ewigheid. Ek kies u. U is die Allerhoogste. En dan begin hy, as ons met ons gedagtes deel, waarvan u en ek kopus mentis is, u weet wat is 'n gedagtes is in die kop, niemand kan vir u sê, jy weet nie, jy weet wat is die gedagtes in jou kop. Dan begin die Here dan begin hy ook met hierdie goed deel. En as hy met die goed begin deel, dan begin ons gemoed, of ons gevoelens, en ons sentimente, en ons obsessies, begin dan verander. En dan begin dit raak, dit verander op jou in hierdie goed. U en ek kan nie hierdie goed verander nie. Ons moet die denke verander. Okay. Right, so dit is daar wat hy sê, walk not as other Gentiles walk in the vanity of your mind, having the understanding darkened. Kom ons kyk net daar. When do we have our understanding darkened? Kom ons kyk wat die woorde wat gebruik word. Daai woord understanding in die 33 vertaling sê verduister in die verstand. Daai woord understanding verwys op die einde ook weer na jou denke. Maar die eerste woord wat hier gebruik word is die woord mada. M-A-D, koppelteken D-A-H, mada, die Hebreëse woord, vir daai woord understanding daar. Dis maar die fasette van jou denke. Daai woord mada beteken recognizer. Hy sê, having the understanding darkened. Hy sê, julle sien nie die Here in julle situasie nie. Ons sien nie die Here altyd in ons situasie nie. Ons herken hom nie. Hoekom herken ons hom nie? Ons herken hom nie, want die gedagtes en dit wat ons toegelaat het in ons harte, voor dit, ten opsigte daarvan, maak ons blind, dat ons hom nie sien. Ons sal nou sien, hoe die skrif ontvou. Right, so daai woord understanding, sluit die recognizer, ons herken hom nie. Hoekom herken ons hom nie? Want ons het die kennis geneem en verantwoordelikheid geneem van hoe ons dink binne in ons harte nie. En ons het dit nie gedoen nie, omdat ons gekies het om dit nie te doen nie. Want daai woord understanding sluit ook jou nefesh in. Wat jy kies. So my geliefde broers en susters, u en ek is elkeen verantwoordelik. Of ons dit wil weet of nie, van hoe jy dink. En wat jy toelaat om te dink. En wat jy en ek nie toelaat om te dink nie. So dis wat daai woord understanding alles insluit. Dit sluit jou mada in, dit sluit jou labé in, dit sluit jou nefesh in. Dis die woorde wat gekoppel is aan daai woord understanding. Ek sê net vir julle wat daar staan. Ek gee nie vir julle my eie doktrine nie. Daai woord darkened, as hy sê, julle verduister, julle is verduister in die verstand. Wat is daai woord verduister? Of daai woord darkened? Daai woord darkened of die woord verduister, is hierdie woord kosek. Kosek kan ons op verskillende maniere spel, in Engels, maar in Hebreëus is die woord kosek. Hy praat spesifiek van kosek, darkness. Hy praat van 'n spesifieke duisternis, of verduisternis. Kosek kom van die woord ophel af, in Hebreëus. Okay, van die woord ophel af, en dit is 'n geestelike duisternis, né? Hy praat nie van 'n fisiese duisternis nie, ons weet dit kan ons daarom daar sien. Praat van 'n geestelike duisternis, omdat ek my weggedraai het van die lig. So weer eens, ek het gekies om in hierdie gedagte wêreld van my weg te draai van die lig af. En ek en u weet presies waarvan ek praat.
Jy en ek dink oor 'n sekere ding, ons het gereageer omdat iemand op 'n sekere manier gereageer het teenoor ons, en dan gaan ons aan en dan op 'n stadium kom ons agter, die Heilige Gees probeer vir ons sê, hey ou maat toe, jy dink verkeerd, jy is besig om verkeerd te dink en toe te laat dat jou gedagtes op hol gaan en jou gedagtes op loop gaan in 'n verkeerde rigting. Jou doel is Christus, daai kant toe, jy gaan nou hierdie kant toe. En wanneer jy en ek sê en ons ignoreer daai stemmetjie wat met ons praat, ons ignoreer dit en ons draai ons rug verder. Dit bring net verder hierdie duisternis teweeg. Nee. Hierdie duisternis is omdat ons rug draai op die feit dat God op die troon sit en in beheer is. Okay? So wanneer die oomblik wanneer ons rug of ons skouer na die lig toe draai, ons hoef nie noodwendig 180 grade om te draai nie, ons draai net ons skouer na die lig toe, sodat daar 'n skadukol hier val, waar binne ek kan dink soos ek wil dink. Wanneer dit gebeur, dan kom daar, leer die woord ons, van dit is wat daai woord impliseer, dan kom daar idols in. Of dan begin ek idols groot maak, klein goedjies, ek ben in daai skaduwee ontwikkel daar dinge wat my begin beheer. Sodat ek nie nog minder na die lig toe wil draai. Nog minder Christus in hierdie prentjie wil inbring van hoe ek nou dink. En dit is waar die woord ou vel, wat die woord ou vel beteken. Want hierdie ou vel, hierdie ou beesblaas, begin dan in 'n sekere rigting dink wat doubts by my bring. Dit beteken dit bring sekere onsekerhede by my. Dit beteken dit bring sekere daai woord ou vel beteken ook uitsigbelemmering, né? Uitsigbelemmering. Dit begin jou uitsig belemmer. Dat jy nie meer kan sien met daai geestelike oog wat die Here wil hê jy moet sien, waarna jou gedrag en jou denke waarna toe dit lei nie. En dit beteken ook you become unsure and insecure and suspicious en twyfelmoedig en onseker. Dan begin al daai goed na vore kom. So, twyfelmoedigheid, onsekerheid. Wanneer wat is daai woord wat ek gesê, wanneer jou uitsig belemmer word, wanneer jy kan sien waarheen gaan ek met hierdie situasie of met hierdie plan wat ek het, of met hierdie verhouding of met dit wat ek moet doen, waarheen gaan dit? Wanneer ek onseker begin raak in myself en ek begin twyfel, moet ek weet, draai om, seun, draai om. Christus is daai kant toe op die troon, jy is besig om verkeerde kant toe te gaan. Draai na hom toe en buig voor hom en begin hom herken in die midde van dit, sodat hy jou denke kan orden en hy jou kan rig op sy weg. Sodat jy en ek nie meer wandel soos die heidene wandel nie. Sodat die politiek en die ekonomie en die finansies en wie minister is en wie nie minister is nie, dat dit jou nie so affekteer, dat dit jou heeltemal in jou verhouding met die Here Jesus Christus so maak dat jy jou vreugde verloor en jou vrede verloor nie. Want daai goed is nie veronderstel om ons vrede en ons vreugde en ons sekuriteit enigstens aan te tas nie. Want ons vrede, ons vreugde en ons sekuriteit is veronderstel om in Christus te wees. Hy het ons, die woord sê, he hid us in Christ and in God. Dat dit waar word wat hy doen. So by gift het hy dit gedoen, maar hy wil hê dit moet waar word in ons lewens. Okay, vers 18. So hy sê hierso, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Hy sê dat wat dit beteken is, hulle gemeenskap met God is verbreek. As gevolg van hierdie denkfoute wat hulle maak. Wat dit verder beteken, hulle is so onkundig, hulle weet nie meer.
Wat het ek hier geskryf? Hulle is so onkundig, hulle weet nie meer as God met hulle praat nie. Hulle weet nie meer die Here praat met hulle. Want hulle understanding, hulle begrip is verduister. OK. En ons het nou geleer hoekom ons begrip verduister raak. Hy sê, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Jy sien, Paulus verduidelik vir ons oor en oor hoekom daai onsekerheid en donkerte in 'n mens hart inkom. Hy herhaal eintlik homself. Hy sê, dis om die sinne so lang en lomp is. Hy sê, being alienated from the life of God through the ignorance. Nou kom hy weer terug en hy gee weer, hy verduidelik dit weer. Through the ignorance. Nou, wat is Cosec darkness? Cosec darkness beteken onder andere ignorance, onkunde. Onkunde. Of jy weet nie wat die skrif sê nie, of jy is onkundig om te sê, maar in hierdie situasie moet ek die Here dien. Ek moet hier op die troon sit. Onkundig daarin. So dit is waar daai, want Cosec beteken ignorance, dit beteken woe, dit beteken death, dit beteken calamity, en nog 'n klomp goed. So hy sê hierso, dat they've been alienated, hulle is vervreemd van God, hulle is onkundig van wat die Here wil hê, wat hulle nou moet doen. Jy en ek is baie keer onkundig, en ons weet nie, wat wil die Here hê nie? Wat moet ek doen in hierdie situasie? Nou, as u daar kom, en ons kom gereeld daar, bevestig en erken dat Christus op die troon sit, wat hy weet, en sorg dat jou gedagterigting heeltyd met God in beheer, dat jou gedagterigting dit herken die heeltyd, né? Jou lak, jou wandel, elke tree wat jy gee, moet wees ten opsigte van hy wat op die troon sit, ten opsigte van jou doelwit, waarvan Christus die doelwit is. OK. Hy sê, the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Jy sien, hy verduidelik het oor en oor en oor en oor. Al die woorde wat die Here hier gebruik, bevestig net oor en oor hoekom ons daai toestand bereik en hoekom die wêreldling wat die Here nie dien nie, in daai duisternis is. Hy sê, the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Nou, wat beteken daai blindness? Daai woord blindness, daai woord wat gebruik word, beteken as gevolg van die verharding van hulle hart. Daai woord beteken verder, daai woord blindness beteken to render stupid. En verder beteken het not knowing of who is Aleph. Not knowing who is Aleph. As ek sê Aleph, moet ek eintlik elke keer sê Aleph en Taf, of Alpha en Omega. OK. En Taf beteken nie einde nie, Taf beteken eindeloos. Die laaste letter in die Hebreëse alfabet beteken eindeloos. Want Taf gee aanleiding toe in die Griekse Bybelse letterwerk het vir gewys, hy het so 'n voetjie. In die Hebreëus, hy het so 'n voetjie, dit beteken, daai voetjie loop weer na Aleph toe. So, dis waar die view van begrip vandaan kom, wat eindeloos is. God is, hy is die begin en die eindelose. Die woord einde is verkeerde woord, vertaling. Dit moet eindelose wees. So, die blindness kom, die blindheid. U en ek word met blindheid baie keer geslaan. As mens dit so mag gebruik, die woord gebruik, omdat ons nie erken wie op die troon is nie. Word ons met blindheid geslaan en ons is blind en ons verstaan nie mooi waarheen is die Here met ons op pad nie. OK, die blindness beteken geestelike blindheid. Dit beteken the blindness of the heart talks about the unsensitiveness. They become unsensitive for the truth. Ek sê baie keer dit in Engels,
Want party van ons mense wat kyk na die program en hier sit, is Engels en ek probeer net almal akkommodeer. Okay. Blindness, when are we blind? When your voice of your conscience becomes dull. Ek sê, omdat ons nie na die stem van jou gewete luister waar die Here met jou praat nie, lei dit na blindness. Want ons luister nie daar nie, omdat ons hart verhard. In 'n sekere aspek in ons lewe, né? Ons praat nou nie van die algemeen nie, ons sal nie hier gesit het as ons harte verhard het teen die Here nie. Ons praat van fasette in ons lewens wat die Here besig is met heiligmaking, want ons het gesê dis die tema wat Paulus daarmee besig is, waar ons nou studeer. Besig met heiligmaking. Wanneer ons besig is met heiligmaking, is ons besig om onsself te beklee as bruid. En u weet self, 'n bruid het baie klete wat sy aantrek. En voor sy die kleed kan aantrek, moet daar materiaal wees, daar moet gewewe word, en daar moet tapisseriewerk gedoen word, en daar moet kantwerk gedoen word, en daar moet parels ingewerk word, en so aan. So, ons praat nou van u geestelike bekleding, en van my geestelike bekleding. Dan begin jy na detail kyk. Die ou rabbies het dit genoem, stringing up pearls. Jy kry hier 'n parel, en dieselfde parel, jy kry daar 'n parel, jy kry daar 'n parel, en daai parels word in mekaar geryg, en dit vorm deel uit van die bruidskleed. Right. Daai woord blindness, of die verharding van die hart, ja, het ek verduidelik, kom ek hou net daarby. So te veel daaroor uitbrei nie. Okay. So ons, wanneer die Here op my hart skyn, soos wat die son op 'n pond botter sou skyn. Nou, as botter in die son gesit word, dan word botter sag en vloeibaar, en hy vloei na die laagste punt toe. Dis wat 'n vloeistof doen, né? Of, wanneer die son skyn, kan daai botter, ons praat maar net, ek probeer beeld in die kop sit, kan hy homself verhard, en hy kan kliphard word soos 'n klei, wat net harder word in die son. So u en ek kan met 'n keuse sê, Here, jy is besig om met my te praat en te skyn, en ek wil nie my hart verhard nie. Ek wil nie hê die feit dat jy besig is met my, dat my hart hard word nie, want as my hart hard word, dan is dit wat met Farao gebeur het. Okay. As mens gaan bestudeer, hoekom en hoe het Farao sy hart verhard, beteken nie, die Here het sy hart verhard nie. Die Here het op hom geskyn, en elke keer het Farao gekies om sy rug weg te draai van die lig af, en op die ouene het hy nie geweet nie, maar het sy hart harder en harder en harder geword, soos 'n klei in die son. En op die ouene sê die Bybel, en die Here het sy hart verhard. Okay. So wanneer die Here met u besig is, moet u en ek nie ons nekkies krom strek nie. Ons moet sê, Here, maak my sag, ek wil nie jou weerstaan nie, want dan maak dit net my hart harder teenoor jou. Tot by 'n punt, where there is no return. Okay. Hy sê, being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness. Dis vers 19, né? Hy praat nou, hoe's die hoe? Hy praat van, hy praat also van die Gentiles, en hy praat met die Christene in Efesiërs, en hy sê, moenie meer wandel soos die heidene wandel nie. So hy sê vir ons, moenie doen soos hulle doen nie, en dan verduidelik hy wat hy daarmee bedoel. Vers 19 gaan die Here aan, hy sê, being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Goed. Daai woord feeling, ek het nou nie die Afrikaans hier neergeskryf nie. Daai woord feeling, ek het vir u gesê, feelings
kom van gedagtes en denke af, né? Sien nie hoe het Paulus aangegaan met die redenasie. Hy het begin by denke. En hy is nog steeds besig om die effek van denke te verduidelik. Die denke, praat hy daarvan hulle feelings wat hulle beheer. Wat die heidene beheer. En wat party Christene beheer. En wat ons baie keer beheer. Daai woord feeling, sê hy in die 33 vertaling sê, hulle het ongevoelig geword. Jy en ek kan ongevoelig word oor die woord. Maklik. Baie vinnig. Jy worry nie wat die woord sê nie. Jy lees die woord praat nie met jou nie. Die woord raak jou nie aan nie. Hoekom word jy ongevoelig? Hoekom word ek ongevoelig? Omdat ek nie mooi kyk na my denke nie. En ek kyk nie mooi wie is op die troon van my hart nie. En as situasies waarin ek die Here nie as koning kroon nie. Ek draai my skouer na hom toe. En ek sorg dat daar skadikolle is waar binne ek kan dink soos ek wil en maak soos ek wil en praat soos ek wil. OK. Dit maak jou ongevoelig teenoor die woord. So wanneer jy die woord oopmaak en jy begin die woord lees, praat die woord nie met jou nie. Ek was op 'n situasie in my lewe, op 'n stadium in my lewe, waar ek as die woord oopmaak, praat hy nie met my nie. Het ek verskrik geraak en ek het verboureerd geraak. En geweet die Here, hier's 'n helse probleem met my. Dat ek moes gaan sit en gaan stoktygie neem, wat sê mens voorraadopname maak en na my denke kyk. En geen wonder nie. Baie dinge het ek die Here uitgesluit by. Ek het pakkette gehad en kamers gehad wat ek die Here by uitgesluit het. En daai goed bly nie net daarby nie. Dis idols, dit begin jy beheer. Van binne af beheer. En dan begin die woord toeslaan. Soos 'n brood wat jy bak, wat jy die oond te vinnig oopmaak voor. Sla toe, als 'n kluitjie. OK, sodat 'n mens kan maklik ongevoelig raak. Ek het hier geskryf wat Paulus hierso sê. Hy sê, my apatiese verhouding met God en my eie wil het geakkumuleer of gekulmineer totdat self my nefesh, wat die bruid is, die bruid van Lucifer geword het. Jy het een ding waarvan jy baas is, en dit is jou keuses. Nefesh. Die woord sê, the soul that sinneth shall surely die. Daai woord soul is nefesh. Nefesh. Party spreek het nefesh uit, party spreek het nefesh uit. Maar het gaan oor jou keuses. OK. Dit is wie jy is binne in jou. En die keuses wat jy en ek maak binne in ons, gaan jy voor Pa staan. Jy gaan voor die troon en ek gaan voor die troon staan. En ons gaan soos 'n boek wees wat geskryf is. Ons gaan daar staan en God met sy almag, sy lig, dit gaan duidelik wees wat jy gekies het en wat jy nie gekies het nie. Vir almal. Jy en ek gaan nie sê, jammer, onthou dit en vra versagtende omstandighede oor hierdie ding en asseblief, edelagbare, gee my net 'n kans, laat ek gemeenskapsdiens doen of wat ook al. Nee. Dit wat ek en jy is, wat ons gekies het, gaan wees wat ons is en gaan bepaal wat ons posisie is in die Here. So daai woord feeling, daai woord feelings beteken 'n intense verhouding met self. So jou feeling en my feelings word bepaal deur jou intense verhouding met self of met Christus. En dit bepaal of jy die bruid van Jesus Christus is en of jy die bruid van Lucifer is. Daar's net twee keuses. Daar's nie ander opsies nie. Jy maak of deel uit van die bruid en die gevolg van Lucifer of van Christus Jesus. Jy is uitgenooi. Jy kan die uitnodiging self bepaal. Jy is uitgenooi om te drink van die lewende water en te sê, kom Here Jesus, kom gou in my lewe in hierdie sake. Of ek en jy kan ons rug draai en dit nie doen nie en sekere dinge vir ons reserveer
En as ons dit lank genoeg doen, die prys daarvoor betaal. Hy sê, ek haal vir u aan, hulle het hulle self, en dit is die 33 vertaling, hulle self oorgegee aan ongebondenheid, om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. Dis die 33 vertaling. Hulle self oorgegee aan ongebondenheid. Hulle wil nie gebonde wees nie, wil nie gebind wees nie. Baie mense het al vir ons gesê, man, los ons uit, ons wil nie hierdie detail van die woord bestudeer nie. Kan jy uitlos, maar wat wil jy doen? Vir my vertel, jy gaan aan om die Here te dien nie. Dit is nie moontlik nie. Okay. Ons is of gebonde deur Christus Jesus, en sy gebondenheid maak ons vry. Of ons is gebonde deur kettings wat vanuit die hel uitkom, as gevolg van ons verkeerde denke. En dit maak jou gevangene. Jesus Christus se gebondenheid maak jou vry. Ok, kom ons gaan terug na die brief van Kolossense toe. Jy sal met my kan gaan asseblief. Kolossense 3. Vers 8. Wat ons nou gedoen het, ons het op vers 8 gaan kyk, of vers 7, het ons gesê, hy sê, julle het voorheen so gewandel, en in Efesiërs sê hy, moenie so wandel soos die heidene nie. En ons het die hele aspek nou van wandel bespreek, in detail en daaroor uitgebrei. Nou gaan ons na die volgende punt toe. In vers 8 sê hy, but now ye, baie belangrike woorde, wat Paulus sê. Hy sê, maar nou, julle, ons het nou die hele probleem, situasie het ons nou bespreek, in detail bespreek, so dat party van die waarskynlik in die hart gesê het, man, hou nou op met die detail, is te veel detail. Maar ons het dit nou bespreek, maar hy sê nou, but now ye, maar nou dat ons weer als oorgegaan het en verstaan en begryp, nou, jy, put off all these, dan noem hy hulle, en dan sê hy in vers 10, put on the new man, which is renewed in knowledge, gaan hy daaroor aan. So kom ons kyk net, wat hy sê, ye also, so ek wil u vra, waar staan u? Waar staan u nou? Ten opsigte van dit wat nou gesê is. Ek hoop en ek vertrou dat die Heilige Gees vir u krag gee om nuwe keuses te maak terwyl ons luister. Ek moes baie nuwe keuses maak terwyl die Here met my gepraat het hierdie woord wat ek voorberei het. Ek besef het, ek moet baie meer nougeset kyk na my denke, wat ek toelaat binne my denke in. Wanneer hy sê put off, dan vers 8, daai woord put off het ek laasweek vir u gesê, die woord put en die woord off, dieselfde woorde, kan jy onthou. En ons het gesê, so, dit is dieselfde begrip as wanneer Jesus sê, voorwaar. Ek sê vir julle, nee, hy het dit herhaal, nie omdat hy hakel nie, hy het dit herhaal, want hy probeer sê, luister nou baie mooi, na dit wat gaan volg. So wanneer hy sê, put off, het ons laasweek gesê, sê hy 2 keer, herhaal hy dit, sterf. Hy woord put off, die woord off, beteken sterf, to completely, entirely. Ek het laasweek vir u gesê, dat die putting off het direk te doen met die bruidswandel. Dit is gekoppel, die woord put off is gekoppel, is vastgemaak aan die woord melek en malkoet. Die woord melek beteken to become his bride, to become his queen, en die woord malkoet is to become his bride. Ons moet eers sy prinses word, voordat ons, of sy koningin word, voordat ons sy bruid kan word. So ons is besig met die bruidsboodskap, van hoe ons die bruid van Christus Jesus sal maak. En hy woord put off beteken ook terminate. Maar wat fantasties was vir my in die put off, is dat daai woorde van die bruidsboodskap ingewerk is in die put off. Die put off, met ander woorde, terminate, maak dood,
die dinge wat in jou hart, die hartstogte, die dinge wat in jou kop opkom, waarvan Christus nie die middelpunt is nie. Dan sê hy daar, alright, hy praat van sekere dinge that we must put off, and certain things that we must put on. Nou Galasiërs 3 vers 27. Kom ons blaai net gou soontoe. Kom ons blaai gou na Galasiërs, is 'n paar bladsye vorentoe in die Bybel. So 'n paar bladsytjies, seker so 6 of 7 of so. 5 daar rond. Galasiërs 3 vers 27. Lees ons daar, for as many as of you as have been baptized into Christ have put on Christ. So u het alreeds, toe u Christus gekies het u Christus, you started to put him on. Ons gaan nou verder sien wat the putting on beteken. You started to put him on. Ok, kom ons gaan weer na Efesiërs toe. Nie Kolossense nie, ons gaan nou weer na Efesiërs, hoofstuk 4 toe, ek het net vir u gesê, ons gaan terug gaan na Efesiërs 4 toe. Ons gaan na vers 22, ek gaan nie daai paar verse lees, 22 tot 27 lees nie, vooruit lees nie, ek gaan dit so stukkie vir stukkie vat. Galasiërs 2, liewerste Efesiërs 4, vers 22. That you put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts. Hoekom is dit old man en new man? Wat is die old en wat is die new? Wat is die old? Die old man is die Kedem man. It's an ancient man. En die new man, sal ons net sien, is die Kadosh man. Ok. As ons gaan kyk na die geskiedenis in die woord, van hoeveel keuses u reeds gemaak het vir Christus. Soos teruggaan, soos wat die Bybel gaan. Die Bybel gaan terug na u lendene toe, waarin u keuses maak. Die Bybel gaan terug na u keuses in Adam. Die woord sê, in Adam het almal verkeerd teen Christus gekies. As jy verder teruggaan na die lendene van God toe, daar in die saad van die mens, in menigtes gewees hier die woord, daar die mens sekere keuses gemaak met die rebellie, wat in die hemel plaasgevind het, tussen met Lucifer. So daar is reeds 'n klomp fasette van keuses, en wil ek amper sê, ok, kom ons hou dit daarby. Wanneer hy praat van die old man, ons kyk nou net na 'n paar terme in daai versies, né? Ons kyk na vers 22 van Efesiërs 4, vers 22 en vers 23 tot en met vers 27, maar veral in vers 22 en 23 praat hy van die terme old man en new man. Old man beteken everything humans are. Old man, everything humans are. Beteken naturally. It means by natural birth. Deur natuurlike geboorte is u gebore met die ou mens. Dit beteken being part of the fallen human race. Daai deel in u wat deel is van die verval en die val van die menslike ras. Dit beteken onder andere old lifestyle. Old lifestyle resulting from natural deceitful desires. So die old man, weet baie keer sê mense maar net, ek is maar net 'n mens. Ja, jy is 'n mens. Tree op vir ons die ou mens of nuwe mens. Of tree soos Bobbejaan op. Soos 'n monkey. Ons het gekyk na die Hebreëse alfabet wat dit ingewerk het, né? Met die kof letter. Dat jy tree op soos 'n monkey. Wanneer jy en ek nie die pad van righteousness en holiness volg nie. Dis die ou mens. En die ou mens, wanneer ons die ou mens teels gee en toelaat dat hy sy weg volg, sy weg doen.
Right. The new man refers to everything believers are in Christ through rebirth, deur wedergeboorte. Dis die new man. Ons daai terme onder mekaar, onder onsself net korrek het. Daar in vers 23 gaan hy dan sê dan, want ons het bietjie na die put of gekyk in die vorige studies, die vorige weke. Kom ons kyk na, ons gaan met die vers 23 aan. Hy sê, and be renewed in the spirit of your mind. So hy sê, put off, maak dood, daai goed wat ons nou die afgelope paar minute, tientalle minute oor gepraat het. Dan sê hy, and be renewed. So jy moet nie net sekere dinge aflê nie, en kruisig nie, en vra dat Christus het kruisig, die Here het kruisig nie. Hy sê, jy moet ook sekere dinge, jy moet put on, and be renewed in the spirit of your mind. Daai woord renew, die kernwoord van die woord renew is nieuw, nee, nuut. En dit is dieselfde woord as die woord new man. En dit is die woord kodash. Dis die woord kodash, daai nieuw en renew. Kodash, be kodashed in the spirit of your mind. En die woord kodash beteken to restore, to repair, to rebuild, to refurbish, beteken opknap. En daarom het ons net ook gesê, ons het eintlik die terme reeds behandel, ons gesê het, jy en ek dink so, dan wys die Here vir ons nee, ons moet Christus op die troon moet ons so dink, so, you putting off here, and you putting on. Dis eintlik wat ons die hele tyd bespreek het, maar nou gebruik Paulus weer net ander terme om dieselfde begrippe te verduidelik. Sodat ons nie in twyfel is oor wat die Here wil hê, hoe moet ons dit hanteer nie. Daai new man, ons praat nou oor die woord renew en new man. Die new het ek gesê beteken ook kodash. Die new man beteken met ander woorde, something brought into existence in recent times. Which is kodash. Rebuild. Okay. Kom ons kyk na die woorde put on. Die woord put on is weer so dubbel woord, né, soos voorwaar. Die woord put en die woord on, dieselfde woorde. En daai woord put on. Kom ons skryf dit vir julle. Put on. Daai woord on. As ek dit in antieke Hebreëus sou skryf, is dit lamet. Dit is bet. Lamet, bet en shin. Dit is hoe die woord on gespel word. Lamet, bet, shin. En ek wil net graag dit vir u wys. Die lamet, as ek dit so kan sê, net daai lamet. Want soos ek vir u gesê het, elke letter is 'n verduideliking, is 'n verklaring, is daar 'n verklaring, 'n hele boek van verklaringe oor elkene. Die lamet, as ons hom in Bybelse Hebreëus skryf ons dit so, dis 'n kaf, dis 'n kaf met 'n wol. Dis waaruit die lamet bestaan. Dis hoe die letter lyk. Dis die langste letter in die alfabet. So jy kan daai letter skryf of daai, maar ek wil vir u verduidelik, want die
Lamet bestaan uit 'n kaf en uit 'n wol. Die rede hoekom ek dit so doen is, kaf en wol verduidelik die woord lamet verder. Kaf, as jy reg onthou het ons gepraat oor worship, onder andere. Kaf praat van humility, u wil wat gebuig is. Ons kyk nou how to put on, né? Moenie die prentjie nou verloor nie. How do we put on? Hoe sit ons Christus aan? Hoe trek ons Christus aan? Ons kyk nou net na een van die detail wat eintlik verduidelik word. Ons trek hom aan deur eerstens 'n posisie van nederigheid in te neem. Daai woord beteken ook aan 'n andere kaf. Beteken ook andere spoon. Spoon, 'n spoon, 'n lepel. Daarom as ons die Here aanbid en ons maak so, is dit eintlik lepels van ons dade, van wie ons is, wat ons uitlig, oplig na hom toe. Okay. So, to put him on, I need humility. I need to lift up my work, my good works. My good works of following Christ, of being led by the Spirit, I lift up. Okay? En die wol, praat van 'n spiritual man, where the youth, wat die gees van die Here afgeryk het binne in die mens, afgeryk het in die mens, en 'n werk gedoen het diep in sy hart. Dan lig het hom op, dan word hy 'n geestelike man, 'n wol. So to put on, you and I need to be a spiritual man, humbled, and lifting up his good works that he has worked in you. By doing that, I'm putting him on. I'm putting him on. Die lamet, as ek die lamet in die geheel, nou kyk, het ek al vir u gesê, die lamet beteken onder andere to be yoked with him. To be yoked, om ingespan te wees met hom. En dit is die begrip Alef, né, waar hy die groot os is, wat die ander os moet leer. Soos in die ou tyd het julle in een juk gesit, die geleerde os, met die nuwe os wat geleer moet word. En is een juk wat nie skeniere in het nie. En so leer die ou os die nuwe os. Dis daai begrip wat in die woord in die Torah voorkom. Dat God is die os, die Alef, die teken in die antieke taal is 'n os. Met ander woorde, ek moet myself kastreer van my eie idees, my eie gedagtes, my eie maniere van redeneer, my selfsug, en my kop in die juk sit, my nek in die juk sit, en vir die groot os sê, leer my, ek wil leer. Hoe jy wil hê ek moet optree en doen. That is putting on. Die woord lamet beteken ook to learn. To learn. En so kan ons nou aangaan om die woord verder te verstaan. Dit beteken, to put on beteken, dit moet 'n habit wees. Dit moet 'n habit, house of habit wees. Nee, dis wat die bed van praat. Dit beteken, dit moet 'n gewoonte dit moet gewoontevormend in my wees, om my gedagtes terug te keer van hoe die Here wil hê ek moet doen. En die oomblik as ek dit begin doen, then I'm starting to put on Christ. As dit nou en dan, eenmaal in 3 weke is, wat ek moet sê, ek moet dink soos Christus dink, ek laat hom op die troon sit, en alles, en blablabla. Maar geliefdes, dan gaan ons baie min na sy karakter verander word.
hoe meer ons dit doen, hoe meer dit 'n house of habit word, hoe meer word sy karakter ons karakter. OK, ek het vir jou op 'n stadium het ons vir jou uitgedeel wat hierdie antieke woorde en letters verduidelik met 2 of 3 verduidelikingswoorde wat eintlik, ek wil nie eens sê 'n druppel is in die oseaan nie, maar in elk geval dis iets waarna jy kan teruggaan om te kyk. En dan die woord shin, die letter shin, wat deel maak van die on, put on, shin. Shin praat onder andere van peace and protection. Dis die tooth, nee. In die antieke taal is dit die tooth. Jy kan sien, dit lyk soos tooth ook. Die tooth. En dit beteken om die woord te vat in die kou. To chew out the nutrition. Om die woord te vat en te kou, enige dieetkundige sal vir jou sê, hoe meer jy die woord, hoe meer jy kos kou, hoe meer kan jy die minerale en die krag en die kos uitkry, en hoe makliker kan jou liggaam dit assimileer, wanneer jy dit insluk. Geestelik is dit dieselfde. As u en ek die stuk van die woord afgebyt het, en jy begin dit kou, en daaroor dink, dan tas dit u putting on aan. Die gevolg is, dat u besig is om die karakter van Christus aan te neem. Want onthou net, met wedergeboorte is u gees gewederbaar. Met heiligmaking word u siel nou gereinig en skoongemaak en uitgewas. Waar ons te doen het met die bekleding van die nuwe mens, van die gees, né? OK, en hierdie shin het verder ook te doen, to hear, om te hoor. Shin het te doen met die woord shema, S-H-E-M-A, shema, shema. Shin het daarmee te doen, jy hoor, shema, shin, shema. So, die basiese betekenis van die letter S, shin, putting on, beteken ek moet begin hoor. Nou in Hebreëus, om iets te hoor, beteken jy het gedoen. You have obeyed. Ons het die woord, het jy gehoor erig, en dan het jy gedoen erig, het ons 2 woorde. Maar in Hebreëus is, het jy gehoor erig, as hy sê hy het gehoor, beteken hy het gedoen. Want hulle beskou dit eers dat jy het gedoen het, dat jy gehoor het, wanneer jy gedoen het. OK. So. You've only put on when you've done it. OK. Hierdie kodash, hierdie wat is die woord renewed, be renewed. Die woord kodash, wat ons nou van praat, to be renewed, is to put on. How are we renewed? By putting on. Hierdie woord renew beteken ook to be fulfilled and satisfied. Dis waarom die mens soek altyd na nuwe ervarings, na nuwe dinge, want ons is altyd op soek na satisfaction. Nou, dink jy, as jy dit het, gaan jy tevrede wees. Dan kry jy dit, dan oormôre soek jy weer iets anders om tevrede te word. En dan soek jy weer iets anders om tevrede te word. En weer later iets anders om tevrede te word. Die woord sê, wanneer ons fokus is op die renewing of our mind, sal dit daai behoefte vervul. Om daai satisfaksie na te jaag. Daai, to be satisfied. Daai woord new, vervul daai woord. So die woord kodash, die woord repent, het sê daarmee te doen, nee. Dis hoe jy nuut gemaak word. Jy kom agter, jy doen dit op die ou mens manier,
dan bely jy dit. Nee, jy bely dit en jy verander, deur te bely verander jy koers. Die manier hoe jy van koers verander is deur te bely. Right, so dan 'n hoofstuk, ek wil net hier kyk, wat het ek hier gesê? By the renewing of the mind, het ek nou nie, hy sê in vers 23 van Efesiërs 4, sê be renewed by in the spirit of your mind, en daai woord mind is weer die woord labé, wat ons nou al oor uitgebrei het. So, how are we renewed? How are we renewed? By renewing our mind, by renewing the way that we think. Nou, en die renew is die woord rebuild. So we have to build a new framework of thinking. En onthou, Christus Jesus is die hele tyd daar, om dit vir u te doen. Nee. As jy agterkom, jy het 'n verkeerde denkraamwerk, dan sê Here, ek sien my denkraamwerk is verkeerd. Help my asseblief. Bou u vir my 'n nuwe manier van dink oor hierdie ding, of oor hierdie situasie. Ek sien ons is by ons eind van ons tyd, maar miskien moet ons volgende week net daarmee aangaan. Jy weet in die Islam, gaan die Islamse kinders na hulle gewone skool in die middag 'n paar uur skool in die Koran. Hulle weet presies wat hulle glo en wat hulle nie glo nie, die detail van dit. Maar ons as Christene moenie verval in 'n luiheid. Wanneer ons die woord so in detail bespreek, dink ja. Ons is verskriklik onkundig in wat ons glo en die detail daarvan. En ons moet toelaat dat die Here ons lamet, dat ons leer wat is die juk waarin ons moet trek, sodat die Here ons kan verander en in ons en deur ons kan werk. Die aanslag, soos u vir my nog self kan sê, of die aanslag daar buite is 'n geestelike aanslag. Wanneer u hierdie beginsels in orde het, in plek het, dan vorm dit u breastplate, u borsplaat en u skild en u helmet, en kan u wapen omgord en die swaard trek, en die swaard kan krag hê, en u voete is beskerm teen die dorings van die pad. Dis belangrike goed. Heilige Here Jesus, U is die opperwese, die oppergesag, die allerhoogste. U gaan dood eendag vat en in die put van vuur afgooi. U is heerser en koning oor lewe en dood. Ons is van u afhanklik. Ons het vermoere onsself onderwerp aan die lering van u woord. Want ons wil u ken en u dien. Werk in ons en deur ons. Deur hierdie wonderlike gereedskapstukke van u woord. Maak ons, verander ons, herbou ons, refurbish us, knap ons op, sodat ons u bruid sal wees.
Ons wil sê, ja, Here Jesus. Ons wil kom en ons wil vernuut drink van die fontein van die lewe. En ons sê vir U dankie. In Jesus se naam. Amen.